Jerusalem praat. Hy sê, ek wil baie graag van my mooiste herinneringe oor my geskiedenis met julle deel. Dit wat Jesus hier in en om my kom doen het, is vir my baie, baie, baie kosbaar. Dit was Vrydagmiddag om 3 uur. Daar was 'n aardbewing soos wat ek Jerusalem nog nooit van tevore beleef het nie. Daar was 'n baie groot gedruis saam met die aardbewing. Baie vername, goeie en slegte konings is hier begrawe. En baie goeie en slegte profete is hier begrawe. En baie goeie, slegte en goeie priesters is hier begrawe. En nou verwys ek nie na die moderne grafte wat tans op die Olyfberg bo in die Kidron-vallei opgerig is nie. Amper bo op die kruin van die Olyfberg is daar een groot grafkelder. Ek was so opgewonde toe ek die eerste keer dit gesien het, waar profete van baie lank gelede begrawe is. Dis waarna die rooi bordjie wat julle hier sien, verwys, daai pyltjie. 2 van die grafte behoort aan Malagi en Sagaria. Aan die suidekant van die Kidron-vallei is daar ook talle grafte. Stap saam met my en dan wys ek vir jou sommige van die grafte. Julle sal miskien nie weet wie almal hier begrawe is nie, maar ek, Jerusalem, weet, want ek was daar toe hulle begrawe is. Ek ken die hele geskiedenis. Jy wil miskien vir my vra waarom ek hierdie inligting met jou deel. Ek wil net sê, dis 'n baie interessante gebeurtenis met geweldige groot teologiese implikasies. Dieselfde oomblik toe Jesus die Sondagoggend opgewek is, het sommige doodsbeendere lewe gekry. Hierdie heiliges was nie in die hemel nie. Hulle is met 'n spesiale opstanding saam met Jesus opgewek, want as jy dood gaan, slaap jy. Trappies vanaf die Kidron na Kajafas se paleis. Stel jouself voor, as een van hierdie opgewektes Kajafas die hoëpriester sou besoek. En dan praat hy, Kajafas, julle Sadduseërs glo mos nie dat daar 'n opstanding is nie. My naam is Jesaja. Toe Jesus Sondag opgestaan het, het ek en nog baie ander van die heilige doodes opgestaan. En wanneer Jesus na 40 dae opvaar, Kajafas, gaan ons saam met hom hemel toe. Kan jy die skok op hierdie vermetelde se gesig sien? Hy spierwit geskrik. En sê maar nou, dit was Jesaja wat verder met Kajafas praat en hy sê vir hom, onthou jy die woorde van Jesus toe jy hom soos 'n krimineel behandel het, Kajafas? Hy het gesê dat jy hom weer gaan sien. Nie soos hy toegelyk het nie, maar soos hy in die volle goddelike glans saam met sy Vader gaan kom om sy getroue kinders huis toe te kom neem. As dit Jesaja was, kon hy miskien vir Kajafas na Jesaja 53 verwys het. Daar voorspel hy dit presies hoe Jesus sou lyk. Miskien het hy vir Kajafas gevra, Kajafas, het jy die Ou Testament gelees? Al die messiaanse profesieë. Dan is daar die seremoniële instelling van die eerstelingsgerf by die tempel. Het hy miskien vir Kajafas verduidelik dat Jesus die eerstelingsgerf uit die dood was? Het hy miskien vir hierdie vername geestelike leier vertel dat hy, Jesaja, deel is van die vervulling van die ander eerstelingsgerwe wat 40 dae later saam met Jesus hemel toe geneem gaan word? Jesus sou dan vir die Vader sê dat ons wat opgewek is, die eerstelingsgerwe van sy verlossingswerk is. Ons is 'n voorbeeld van die ander gerwe, die ander verlostes, wat met sy wederkoms hemel toe geneem gaan word. Toe Judas homself as volgeling van Jesus kom aanbied het hy van sy bymotiewe geweet, want Jesus kan elke mens se hart lees. Ek, Jerusalem, het hom fyn dopgehou en gesien
hoe hy van die bietjie ou geldjie steel, wat mense vir Jesus en sy disippels geskenk het. Die aand by die fees van Simon, het hy homself oor die verkwisting van die geld uitgespreek. Hy het gevoel dat Maria liewer die geld, wat sy op die nardes self uitgegee het, vir die disippels se behoeftes kon gegee het. Nou is daardie geld op Jesus se voete gemors. Ek het gesien hoe hy daardie Saterdag aand na die Sanhedrin toe gegaan het en beloof het, hy sou Jesus aan hulle uitlewer. Skynheilig het hy later daardie aand weer by die disippels aangesluit, net om Jesus se bewegings dop te hou, sodat hy hom kon arresteer. Die bome wat jy vandag in Getsemane sien, is kinders van die bome toe Jesus hier kom worstel het. Van ewigheid af het God, die Vader en God die Seun besluit, dat hulle die straf van die mensdom op hulle sou neem. Jesus het sy glorie in die hemel agtergelaat en deel van die armstes van die armes op aarde kom word. Van sy geboorte tot sy dood het die Satan hom nie vir 'n oomblik met rus gelaat nie. Kan jy jou indink wat se stryd Jesus gehad het? Hy was daarop uit om Jesus met net een klein misstappie te laat struikel. En dat was die verlossingsplan verwoes. Hoeveel keer wou hulle hom nie gestenig het nie? Ek, Jerusalem, het hom fyn dopgehou in my strate. Maar Jesus het vlekkeloos, selfverlonend en hoflik sy verlossingsloopbaan op aarde voltooi. En dit ten spyte van sy daaglikse versoekings en aanvalle van die Fariseërs en die duiwel self. Ek hou vir Jesus dop toe hy daardie aand met sy 11 disippels die tuin van Getsemane binne stap. Skielik stap hy die pyn van die ganse mensdom binne. Kan jy dit glo? Ons kan amper nie ons eie pyn hanteer nie. Hier stap hy in elke mens se pyn in. Retrospektief die verlede, die hede en die toekoms. Hy moes 'n spesiale sieg gekry het om soveel pyn te kon hanteer. Jou pyn, my pyn is niks in vergelyking met die pyn van 'n geskiedenis vol mense wat hy ervaar het nie. Die impak hier in die tuin is so erg. Hy begin struikel, hy verloor sy balans, die disippels moes hom ondersteun. Een kant dieper in die tuin praat hy met sy Vader. Hy wil weet of die bitterbeker met die pyn van die mensdom nie verby kan gaan nie. Kan jy jou dit voorstel? Dis nie net jou pyn nie. Dis elke liewe mens se pyn. En ons kan nie pyn oordra nie. Psigies is dit onmoontlik. Maar in Jesus se geval is almal se pyn na hom oorgedra. En hy slaat neer in die tuin. Die opgehoopte pynervarings waarin hy nou instap, is te veel om te hanteer. Hy is verwoes, hy huil, hy is plat geslaan. Hy het nie geweet dit gaan so wees nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het. Jy dink is net jy wat jou pyn ken. Jesaja sê nee. Hy het jou pyn in Getsemane ervaar. Iemand vir wie die mense die gesig wegdraai is vol bloed. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding, maak nie saak hoe groot dit was nie, op hom geneem. Ons siektes, fisies en psigies, het hy gedra. Kan jy begryp wat het gebeur in Getsemane? Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Maar dan bid hy, Vader, die pyn is verskriklik. Nogtans nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Plaas jou
self vir 'n oomblik in die Vader se emosies. As jy 'n vader is, weet jy dat jou kind se emosies 10 keer erger dan jou is. Jou reaksie op die kind se emosies. Gaan sy liefde vir die mens om toelaat dat Jesus ons pynbeker leeg drink. As hy dit sou doen, gaan dit Jesus se dood veroorsaak. Maar dit gaan verseker dat ons vir ewig nooit meer pyn gaan ervaar nie. Die disippels was emosioneel heeltemal uitgeput, daai arme manne. Die bakleierery onder mekaar toe die slaaf nie opgedag het om hulle voete te kom was nie, was baie erg, hulle skree op mekaar. Maar toe Jesus voor hulle met 'n skottel water kon kniel en hulle voete begin was dit 'n emosionele uitputtende oomblik. Eers woede en dan die snaakse emosie van hy kom my voete was. Daai skaam emosie. Emosies put 'n mens uit. Hulle was so skaam en het verskriklik onwaardig gevoel. Hulle het daardie donderdag vroeg opgestaan en dit was nou net na middernag in hierdie tuin. Jesus het skaars vir hulle gevra om vir hom te bid. Toe val hulle maar weer in die slaap. Hulle kon nie. Iewers in die tuin begin Jesus aan nog 'n beker te drink. Hy het ons pynbeker gedrink. Maar nou drink hy uit 'n ander beker. Dis die beker van ons skuldgevoelens. Daardie aklige nagevoel wanneer iemand van sy dronkenskap nugter word en besef hy het sy vrou en kinders geskiet. Hy het al daai emosionele ervaring deurgegaan. Skuldgevoelens van die hele wêreld. Die hele wêreld. As hy ooit 'n beker was om leeggedrink te word, was dit die beker van die sondes van die mensdom. Van die begin van die wêreld se sondes tot die einde van die wêreld se geskiedenis. Drinke in Getsemane, die beker van my skuldgevoelens. Jesus slaap nie. Hy bid, want die pyn en wroging van ons sondes hou hom wakker. Die disippels bid nie, hulle slaap. Hy het hulle gebede so nodig. Toe hy die derde keer bid en vir sy Vader vra wat die moontlikheid is om die beker van skuldgevoelens van hom af weg te neem, bars die fyn aartjies in sy gesig en druppels bloed val op die koue aarde. Hy gryp na die grond wat hy self gemaak het, om te kyk of dit hom nie sou help nie. Nee, die grond is stil. God die Vader is stil. Soos 'n ouer se hart breek wanneer sy kind besig is om te sterf. So voel sy Vader net baie meer onmeetlik intens. God die Vader stuur oombliklike engel om sy seun van 'n gewisse dood te red. Wat 'n toekomstige vreugde het dit vir Jesus moontlik gemaak om die beker te drink. Terwille van die vreugde, uit 'n ander vreugde is wat ek en jy ervaar. Terwille van die vreugde, wat 'n vreugde? Wat vir hom in die vooruitsig was. Wat is dit? Het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Toe hy jou gesig gesien het en hoe gelukkig jy deur al die eeue gaan wees, drink hy daai beker leeg vir jou. Rukkie later het Judas met 'n bende van ongeveer 1000 daar aangekom. Nadat Jesus met 'n soen in die fakkellig gegroet het die gespuis by hom op Jesus toegesak en na Kajafas vir Jesus geneem. Na Kajafas se paleis geneem. 4 verhore
was die grootste litigasie skande in die geskiedenis van regspleging. Bose regters vind sondelose seun van God skuldig. Hulle blinddoek hom en slaan hom in die vuis, hulle spoeg hom in die gesig. Sy hande word in hierdie gleuwe van die rots van die paleis van Caiaphas vasgemaak. En dan word hy met 26 katsehou oor sy bors geslaan, 13 en 13. Onder in die sel van die paleis word 'n stikkend geslaande, bloeiende Jesus in donkerde gehul. Psalm 88. Na 'n vernederende skuldigbevinding voor Herodes en Pilatus ontvang hy vir die tweede keer 39 katsehoue. Hy is flenters geslaan. Hy moet sy eie kruis dra. Maar hy is heeltemal gedehidreerd. Gedehidreerd van al die bloedverlies. Nog 'n paar skoppe van die Romeinse soldate, maar hy bly lê. Simon van Cyrene word opgekommandeer om sy kruis te dra. Kom hier! 9 uur die oggend slaan hy spykers deur sy hande en sy voete. Vir 3 ure word hy deur mense bespot en beskimpt. Mense wat hy geskape het. Mense vir wie hy tederlik lief was. 2 skurke hang langs hom. Die een beledig hom en die ander een vra vir redding. Jesus beloof hy sal eendag saam met hom in die paradys wees. 12 uur was hy byna onaanskoulik. 1 stuk bloed. Gesig is vertrek van trauma. Die Vader gaan dit nie langer tentoonstel nie. Die son hou sy ligstrale weg. As 'n ou liedjie wat sê, were you there when the sun refused to shine? En hy moes nie sy seun gesien het nie. Van 12 uur af het dat duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Toe die lig 3 uur die middag weer begin skyn, roep Jesus die eensaamste, pynvolste, verwerpende woorde wat nog ooit opgeteken is. My Vader, my Vader. Waarom het hy my nou verlaat? Was dit om sondaars te red? En dis sy kop op sy bors val. Kry ons die antwoord. As gevolg van sy liefde vir sondaars, was die Vader se besluit dat hy Jesus gaan verlaat en laat sterf, sodat mense soos ek en jy gered kon word. Want so lief vir die Vader vir my gehad, dat hy eerder Jesus in my plek sou laat sterf het. Die loon van die sonde is die dood, en toe Jesus die sonde van die mensdom op homself geneem het die Vader nie 'n keuse gehad nie, hy moes sy kind doodmaak. En die Vader se hart breek in 1000 stukkies. Jesus moes sterf, en hy sterf nie die maklikste eerste dood nie. Hy sterf die angs van die tweede dood, die dood van ewige skeiding van die Vader. Die slegte nuus van 'n onskuldige God, wat op Golgotha in skande vir die mensdom sterf, is die goeie, die beste nuus vir jou en my. Ten spyte van hoe my sonde myself verwoes het, en hoe my sonde ander lewens geskaad het, sê sy dood aan die kruis, dat daar hoop is vir iemand soos ek. Ek wat 'n gemors van my lewe gemaak het, kan die horlosie 2000 jaar terugdraai. Ek kan by Golgotha gaan staan en na die echo's luister, wat oor die eeue na my toe kom. Luister hoe die liriek van die soetste melodie klink,
Vader, ek sal die rekening betaal. Vergeef hulle. Want hulle weet regtig nie wat hulle doen nie. Ons sal nooit werklik besef watter skade ons sonde aan God die Vader, God die Seun en ons self en ander mense gedoen het nie. Ek dink die Heilige Gees hou dit weg. Dit sal ons vernietig. Ons het soveel pyn in ander mense veroorsaak, dat dit net die dood is wat hulle van daardie pyn gaan verlos. Jy het woorde gesê, wat pynlik in die harte van mense lê, wat nie uitgewis kan word nie. Ons het nie 'n idee van die vernietigende gevolge van sonde nie. Maar luister na die mooi woorde wat Golgotha echo. Ek staan hier op Golgotha, is 'n paar keer daarboop. En al wat ek en jy, my liewe vriend, kan doen, om gered te word, is om daardie vergifnis, die skuld is betaal, met 'n dankbare hart te aanvaar, en God eendag deur die ewigheid te gaan dankie sê. Hy het my gemors weggevat. Ek het dit nie meer nie. Vader, vergeef hulle, want hulle besef nie dat hulle sonde my dood en die dood van baie ander veroorsaak het nie. Die lig uit die hemel wat daardie Sondagoggend oor my gestraal het, was oogverblindend. Gabriël was glansend op pad om Jesus by sy opstanding te gaan ontmoet. Die Romeinse soldate val soos dooies op die grond. "U Vader roep u," kondig Gabriël aan. Jesus staan in sy eie krag op. Hy staan in die krag van die Heilige Gees op. Hy staan in die krag van die Vader op. Wat 'n oomblik. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Jesus se opstanding is die waarborg van 'n ander opstanding. Joune en myne. Nadat hy homself aan Maria bekend gemaak het, het hy na sy Vader opgevaar en gerapporteer dat sy sending voltooi is. Hy is toe weer aarde toe waar hy vir nog 40 dae periodiek met sy disippels ontmoet het. Hy het saam met sy disippels tot bo op die Olyfberg gestap. Dit was 'n baie groot emosionele oomblik toe hulle van hom moes afskeid neem. Afskeid is baie swaar. En toe verdwyn hy in die blou lug, terwyl die disippels met betraande oë daar staan. Hulle snik. Hulle is so jammer. Hulle het hom altyd so goed behandel nie. Hy is weg. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: "Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." Jesus is op pad om die hoofstuk oor sonde met al sy afgryse af te sluit. Ek wil hom baie graag daardie dag sien en vir hom baie dankie sê. Liefdevolle Vader, as ons sien hoe lyk die hemel, as ons sien wat se prys daar vir ons betaal is, gaan ons Hosanna sing vir ewig. Ek bid U, mag elkeen wat na die lesing kyk, die Hosannas gaan sing as Jesus kom. Red ons asseblief in sy heerlike naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het, ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier
om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Totsiens.